vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Koning van die konings en die Here van ons lewe. Baie hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Mag hierdie mooi geleentheid vir ons almal tot groot seën wees, en my bede is dat die Heilige Gees vandag in jou hart sal werk om jou op te bou in die geloof, maar in die besonder om vir jou nader na Jesus toe te lei. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Hier by Uit die Woord Digitaal gee ons om vir alle mense, en dit is vir ons wonderlik om die woord van die Here met jou te deel. Mag vanmôre se woordverkondiging in jou hart werklik 'n verskil maak en jou opbou in die geloof. Jy is baie welkom om aan te sluit by ons daaglikse oordeenkings. Dit word gratis elke dag uitgestuur op al ons WhatsApp groepe, en al wat jy hoef te doen om daarvan deel te word, is om jou naam en jou selfoonnommer te stuur na die nommer hier op die skerm, en ons sal vir jou byvoeg. Vanmôre wil ons baie dankie sê vir elkeen se skenking en donasie wat ons kanaal in stand hou, wat ons bediening ondersteun en vir ons help om die woord van God op hierdie wyse te versprei. Uit die Woord Digitaal reik ook uit in diens van barmhartigheid, bejaardesorg, en ons maak programme soos hierdie dat die woord van God gedeel kan word met almal in die wêreld. En uit die diepte van ons hart wil ons baie dankie sê vir elke skenking, groot of klein. Op hierdie mooi oggend is dit ons voorreg om stil te word in die teenwoordigheid van die Here. En kom ons vra die Here om ons harte te open vir sy woord en in ons lewens te werk deur sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre op hierdie pragtige oggend in aanbidding voor U kan buig. Ons loof U as die enigste ware God. Dankie dat U ons God en Vader is, en dat U deur Jesus Christus die pad na die ewige lewe vir ons kom open het. Ons wil vra, Here, dat U in hierdie mooi oggend ons harte sal open vir U woord, dat U met ons elkeen persoonlik sal praat, en dat U self U woord in ons lewens sal bekragtig, sodat ons lewens U elke dag net nog meer kan verheerlik. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie saamgesels oor 'n baie belangrike en 'n besondere tema wat ek glo een of ander tyd in jou lewe ook na vore gekom het. En dit gaan oor die hele gedagte van, kan ek werklik seker wees dat ek gered is? Kan ek 100% sekerheid hê in my lewe dat ek die ewige lewe sal beerwe? En vanmôre het die Here vir ons 'n antwoord vanuit sy woord. Daar is min dinge in 'n mens se geestelike lewe wat so pynlik is of meer verlammend in 'n mens se lewe is as onsekerheid. Ek glo dat elke mens sekerheid in sy of haar lewe wil hê oor geloof en oor die ewige lewe. Is ek werklik 'n kind van God? Sal my lewe werklik Christus en sy Vader kan behaag, sodat hulle my kan red? Daar is mense wat gedoop is, mense wat binne in die kerk sit, mense wat opreg bid, mense wat werklik die Here liefhet, wat soms worstel met hierdie vraag: wat as my geloof nie goed genoeg is nie? Glo ek werklik genoeg? Wat as ek eendag by God opdaag en ek hoor daar by hom dat ek nie werklik aan hom behoort nie? En daarom is ons vanmôre hier by mekaar by 'n mooi geleentheid om na God se woord te luister. En die Here het vanmôre vir ons 'n antwoord wat baie duidelik is, sodat ek en jy geloofsekerheid kan hê oor hierdie vraag. In 1 Johannes 5 vers 13 kom skryf die apostel Johannes die volgende: Hierdie dinge skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die naam van die Seun van God glo.
Nou, liewe broeder en suster, God wil nie hê dat ek en jy 'n raai geloof in ons lewe moet hê nie. God wil nie hê ons moet hoop om eendag gered te word nie. God wil hê jy moet weet jy is gered. Want 'n onsekere kind van God is 'n kind wat nooit rus in sy lewe kry nie. Daar sal altyd hierdie bekommernis wees. Is ek goed genoeg? Sal die Here my red? Sal ek eendag hemel toe gaan? En nooit die volheid van die vreugde kan beleef as jy heeltyd met hierdie vrees in die hart rondloop, maar ek is dalk nie goed genoeg nie. Vandag lei die Here ons deur sy woord, liewe broeder en suster, na sekerheid, na vreugde, na rus in Christus alleen. En daarom nooi ek jou uit om vanmôre ook jou hart oop te maak wanneer die Here met jou praat en wanneer die Bybel vir ons baie duidelike antwoorde op hierdie vraag gee. Wanneer ons oor geloofsekerheid praat, begin dit nie by jou gevoelens nie. Dit begin nie by jou omstandighede nie. Dit begin nie by jou prestasies nie. Dit begin nie by jou innerlike hartstoestand nie. Dit begin by die hart van God. Van Genesis tot Openbaring in die Bybel is daar 'n enkele goue draad met een boodskap. God neem die inisiatief. God kom na die sondaar mens toe. God stuur sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe. God red, volkome, finaal en vry deur die offerdaad van Jesus Christus. Daarom sê Johannes, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle kan weet. Nie hoop nie, nie raai nie, nie wens nie, maar kan weet. God wil hê dat sy kinders rus moet vind, want hy het rus vir hulle bewerk. Ons onsekerheid is nie die gevolg van swak beloftes nie, maar van 'n hartsprobleem aan ons kant. Baie mense wil nie glo nie dat wat God sê werklik vir hulle bedoel is nie. Hulle dink, ja, hierdie beloftes van God is vir ander mense, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek voel nie goed genoeg nie. Ek is te sondig, te swak, te ontrou. Maar vanmôre moet jy weer luister na wat God sê. God maak nêrens 'n lysie van goed genoeg mense wat hy wil red nie. Hy nooi sondaars. Hy nooi die verlorenes. Hy red die wat hulle self nie kan red nie. Dan broeder en suster, moet ek en jy weet, die kern van die evangelie is nie doen jou beste en God sal die res doen nie. O nee, dis nie wat die Bybel leer nie. Christus het alles gedoen, leer die Bybel. Volkome, vir sondaars wat niks kan bydra tot hulle eie redding nie. God gee sekerheid omdat die fundament, die fondasie van jou verlossing nie in jou as mens lê nie, maar buite jou, in die vaste rots, die Seun van God, Jesus Christus. Christus het die straf gedra vir jou. Christus het die prys betaal vir jou. Christus het die oordeel gedra vir jou en in jou plek. Christus het die rekening vir die sonde skuld gekanselleer en ten volle vereffen vir altyd. In Kolossense 2 vers 14 staan daar, hy het die skuldbewys teen ons vernietig deur dit aan die kruis vas te spyker. Daar is dus niks meer oor vir ons om te betaal nie, want Christus het volkome alles betaal. Niks vir ons om te bewys nie, niks vir ons om te verdien nie. Geloofsekerheid rus nie op wat jy doen nie, my liewe broeder en suster, maar op wat Christus reeds klaar vir jou gedoen het. Die vraag is nie, hoe goed glo ek nie, maar hoe goed is die een in wie ek glo? En daar is ons vaste sekerheid
ingewortel. Petrus getuig in Handelinge 4 vers 12 die volgende woorde: Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En Paulus skryf in 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6, daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Om weer die Bybelse boodskap baie duidelik te beklemtoon, jou sekerheid, jou geloofsekerheid, berus nie op wat jy gedoen het nie, maar wat op Christus reeds vir jou gedoen het aan die kruis en deur sy opstanding. Nou hierdie gedagte is wonderlik en ek en jy moet dit ons eie maak. En daarom is die antwoord baie eenvoudig, broeder en suster. Baie mense glo foutiewelik dat God sy genade slegs skenk aan die mense wat op een of ander wyse dit verdien. Dis nie die Bybelse boodskap nie. Maar Romeine 4 vers 5 stel dit baie duidelik. God spreek die goddelose mense vry. Nie die godsdienstige mense word vrygespreek nie. Nie goeie mense nie, nie voorbeeldige mense nie. Die goddelose mense word vrygespreek. En dit is radikaal. Dit is eintlik al vernederend vir ons trots. Ons het niks om op te roem nie. Maar aan die ander kant is dit ook bevrydend vir elke sondaar om so boodskap te kan hoor. Onsekerheid leef voort wanneer jy probeer om jou eie redding te verdien. Jouself eers te probeer regkry in jou eie lewe. Jou geloof as jou eie prestasie te sien en binne in jouself te kyk vir sekerheid. Maar enige mens wat na binne toe kyk, sien net broosheid, twyfel, tekortkominge, want so lyk die menslike hart. Die enigste manier om seker te wees in jou lewe, broeder en suster, is om weg te kyk van jouself af, na Jesus toe te kyk. Geloof is nie 'n bydrae wat ek en jy kan lewer nie. Dis nie 'n prestasie nie. Dis nie 'n muntstuk waarmee God my genade kom koop nie. Geloof staan op twee bene: kennis van God en sy woord en die vertroue dat daardie woord die waarheid is en vir my geld. Geloof is nie jou eie prestasie nie. Dis 'n hand wat leeg is, wat niks bring nie, en net uit dankbaarheid ontvang wat Christus uit genade aan ons kom gee. Geloof sê, Here, ek het niks nie. Ek verdien niks nie. Maar U het alles en U wil dit uit genade aan my kom gee. Ek neem dit uit U hand aan, uit dankbaarheid. Efesiërs 2 vers 8 sê, geloof is 'n gawe uit God se hand. Daarom is die vraag nie, glo ek goed genoeg nie, maar eerder, is Christus sterk genoeg? En die antwoord uit die Here se woord is dit baie duidelik, ja, Christus is sterk genoeg. Geloofsekerheid groei nie deur ons eie menslike aksies nie, broeder en suster, want ons moet in die geloof groei. Dit groei ook nie deur intense emosies nie. Dit groei nie deur buitengewone geestelike ervarings nie. Geloofsekerheid groei in gemeenskap met Christus. Met ander woorde, jy moet tyd in jou verhouding met Jesus Christus spandeer. Hoe meer tyd jy saam met Jesus spandeer, hoe meer sal jou verhouding gebou word deur die Heilige Gees in jou lewe. Maar die Heilige Gees is die een wat geloofsgroei stimuleer. Dis nie jou eie prestasie nie. Daarom, verneder jou voor God en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Sy Heilige Gees sal die vrug van die Gees in jou lewe na vore laat kom. Die Heilige Gees gebruik 3 dinge om geloofsekerheid in jou te bewerk. En is 3 baie belangrike dinge wat ek en jy nie moet miskyk nie. In die eerste plek, die woord.
Die woord van God moet jy lees, jy moet dit bestudeer, jy moet dit hoor. Wanneer jy die woord van God lees, dit hoor, daarin glo, gebruik die Heilige Gees hierdie woord om jou in die geloof te versterk. Dan in die tweede plek, gebruik die Heilige Gees om jou geloof te versterk, bekering en belydenis. Wanneer jy jou sonde na Christus toe bring, jy's jammer daaroor, jy kom bely dit voor hom en vra vergifnis, ervaar jy dan ook sy liefde vir jou persoonlik en sal jy vergifnis ontvang. So versterk die Heilige Gees jou ook in die geloof. Dan in die derde plek, die Heilige Gees bring liefde as 'n vrug na vore in jou lewe. Dis 'n bevestiging dat jy uit God gebore is. Want niemand kan waarlik lief hê as hulle God nie leer ken het nie. Wanneer jy Christus liefhet en ander mense liefhet, werk die Heilige Gees 'n vaste getuienis in jou hart en in jou siel en jy ontvang die volle geloofsoortuiging. Jesus het my lief en ek behoort aan hom tot in ewigheid. Alles die werk van die Heilige Gees. Jou sekerheid, liewe broeder en suster, lê nie in hoe vas jy aan God vashou nie, maar in hoe vas hy aan jou vashou. Paulus juig in Romeine 8 vers 38 en 39, niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ja, broeder en suster, jou geloof wankel soms. Jou emosies wissel. Jou gehoorsaamheid struikel. Maar God se liefde vir jou staan vas tot in ewigheid. Wat 'n ongelooflike, wonderlike gedagte. Vandag kom die Here nie met voorwaardes na jou toe nie, maar hy kom met 'n uitnodiging, maar ook met 'n belofte. Hy kom nie met 'n toets nie, maar met genade. Nie om jouself te bewys nie, dis ook nie 'n eis van God nie, maar hy kom met 'n liefdevolle uitnodiging na jou toe. Kom na my toe en ek sal jou ware rus gee. En daarom vra hy nie van jou, is jou geloof sterk genoeg nie, maar hy kom vra, glo jy in Jesus Christus? Glo jy dat my genade sterk genoeg is vir jou? Want dit gaan nie in die eerste plek oor jou nie, maar oor Jesus. Kyk weg van jouself na Jesus. Hy is die oorwinnaar. Hy is die redder. Hy is die verlosser. En sy offerdaad aan die kruis en die beloftes van redding vir jou staan vas tot in ewigheid. En dan gebeur wat 1 Johannes 5 vers 13 aan ons kom beloof het. Jy weet, jou sondes is vergewe. Jy weet, jy is gered. Jy weet, jy ontvang die ewige lewe. Want die God wat nie kan lieg nie, het dit vir jou kom sê. Liewe vriende, ek glo en vertrou dat die Heilige Gees jou tot geloofsekerheid sal lei. Neem hierdie kosbare beloftes van God en maak dit vandag jou eie. En mag jy volle geloofsekerheid beleef in jou lewe, om elke dag in die vreugde van jou Here te kan lewe. En my bede is dat die Heilige Gees dit vandag, nou en hier, 'n werklikheid in jou lewe sal maak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre op hierdie pragtige oggend in aanbidding voor U kan buig. Dankie dat U ons Vader is, dat U deur U woord met ons praat en ons leer. Dankie vir U Seun Jesus Christus, wat die hoogste prys betaal het in ons plek, sodat ons vrygespreek kan word. Dankie vir die kosbare werk van die Heilige Gees in ons lewe. Here, vandag kom maak ons U beloftes ons eie, ons glo van harte daarin, en baie dankie dat ons kan weet, ons het die ewige lewe, want Jesus het reeds die prys vir ons daarvoor betaal. Bevestig U woord in ons hart en in ons lewens, Here, en lei vir ons elke dag op die pad van geloofsekerheid. In Jesus Christus se naam bid ons dit.
Amen. Vriende, dit was my voorreg om die woord van die Here vanmôre met jou te deel. Ek bid vir jou, mag die Here vir jou seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.